Goeienaand, welkom by ons aandgodsdiens. Vanaand gaan ek voort met ons voorlesing uit die boek 1 Petrus en ons lees vanaand uit hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeertlikhede van mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. Ons lees net so ver, gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit glo. Daar is aande wanneer 'n mens terugkyk oor die dag en wanneer jy besef, daar is dinge waaroor ek regtig skaam is. Woorde wat ek gesê het, gedagtes wat ek toegelaat het, optrede wat nie uit geloof gekom het nie. En soms is dit nie net een dag nie, soms kyk 'n mens terug oor jou hele lewe en besef jy, ek het te lank op sekere paaie geloop. Petrus skryf hier aan gelowiges wat dit verstaan. Hulle verlede was ook nie iets waarop hulle trots was nie. Hy noem dinge wat hulle ou lewe gekenmerk het, verskriklike dinge. Losbandigheid, begeertes, dronkenskap, uitspattigheid, afgodsdiens. Dit was die pad waarop hulle geloop het voordat hulle die Here Jesus Christus geken het en lief gekry het. En dan sê Petrus baie reguit vir hulle, genoeg daarvan. Genoeg van daardie ou lewe waarin ons soos heidene geleef het. Genoeg van leef vir sondige begeertes, genoeg van saamloop met 'n wêreld wat God nie wil ken nie. Genoeg van 'n lewe waarin my eie wil, my eie trots, my eie begeertes vir my die pad aanwys. Petrus sê dit nie net koud of wetties nie, hy begin by Christus. Hy sê, omdat Christus dan na die vlees vir ons gelei het. Dit is die diepste grond vir ons nuwe lewe, omdat Christus na die vlees vir ons gelei het. Hy het die pad van lyding geloop. Hy het nie teruggedraai toe gehoorsaamheid moeilik geword het nie. Hy het gelei, gesterf, oorwin. En daarom sê Petrus, kan en moet ons bewapen met dieselfde gedagte en met dieselfde gesindheid. Met ander woorde, kyk na jou lewe met Jesus Christus voor oë. Moenie terugverlang na die ou pad nie, moenie oor jou skouer terugkyk nie. Onthou jou sonde op 'n eerlike manier, onthou hoe dit jou laat voel het. Dit het jou nie vrygemaak nie, dit het jou nie vrede gegee nie, dit het jou nie nader aan God gebring nie, inteendeel, dit het jou leeg en skuldig gelaat. Die tyd wat verby is, was genoeg, sê Petrus. Nou roep die Here ons om die res van ons lewe nie meer vir menslike begeertes te leef nie, maar vir die wil van God. Dis 'n diep woord, die oorige tyd sê hy, die res van jou lewe. Dit wat oor is van jou lewe, behoort aan die Here, wy dit nou aan hom. Miskien kyk jy ook vanaand terug oor jou dag en jou lewe, en jy sien verskriklike dinge, jy sien sonde. Miskien is jy skaam, miskien is jou hart ook seer oor die pad wat jy geloop het, is jy teleurgesteld in jouself. Bely dit, bring dit na Christus toe. Hoor dan die evangelie, jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal nie. Christus het gelei en oorwin, daar is vergifnis by hom,
Daar is 'n nuwe pad moontlik in hom. Miskien sal die wêreld rondom jou dit nie verstaan nie, die mense rondom jou sal dit definitief nie verstaan nie. Petrus sê mense van die wêreld sal verbaas wees wanneer jy nie meer met hulle saamloop nie. Maar hulle oordeel is nie finaal nie. God is die een voor wie almal rekenskap sal gee. Oor wat hy van jou lewe dink, moet jy bekommerd wees. So aan die einde van hierdie dag is die vraag nie net, hoe lyk my verlede nie? Die dieper vraag is, hoe gaan die res van my lewe lyk? Gaan ek op die ou pad loop? Gaan ek leef vir mense se goedkeuring? Gaan ek my laat lei deur my sondige wil en begeertes? Of gaan ek voluit leef om die Here te behaag? Jesus Christus het ook vir jou gelei en oorwin. Jou lewe kan anders wees. Kom ons bid saam. Here, as ons vanaand terugkyk oor hierdie dag, oor ons lewens, sien ons baie dinge wat nie reg was nie en waaroor ons skaam is. Ons bely ons sonde voor U. Dankie dat U Seun Jesus Christus vir ons gelei het. Dankie dat hy nie teruggedraai het van die pad van gehoorsaamheid nie, dat hy tot aan die kruis vir ons gelei het. Maar dankie dat hy ook vir ons opgestaan het tot 'n nuwe lewe, dat daar vergifnis en nuwe lewe by hom is. Here, leer ons ook om nie terug te verlang na die ou paaie van sonde nie. Help ons om die tyd wat nog vir ons oor is, vir U te lewe. Gee ons vanaand rus in Christus en gee ons môre 'n hart wat na U wil soek. In Jesus naam, amen.